God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Goeiedag en baie welkom en dankie dat jy inskakel by hierdie kursus. Nou hierdie kursus gaan oor die koninkryk van God en die gelykenisse, die stories wat Jesus vertel het oor die koninkryk van die Here. En ons wil graag daaroor praat en meer leer en dankie dat jy moeite doen. Dankie dat jy in 'n sirkel is. Of dankie dat jy saam met jou gesin dit net kyk of saam met vriende by jouself sit en luister. Dit is ook 100% reg. Maar dankie dat jy wil leer. En ek dink die Bybel leer ons dat ons meer van God moet leer. Ons moet God se woord moet in ons lewe inkom. En dankie dat jy moeite doen om dit te doen. Nou ons doen dit maar op 'n eenvoudige manier. Ek doen dit, ek glo die Here het my gepraat. Ag en ek dink kerk moet maar eenvoudig wees. Dit is nie 'n vreeslike studio of die klank is 100% reg nie. Maar dankie dat jy genade daarmee het en ek bid dat jou hart sal oopmaak en luister, jou hart sal oopmaak en toelaat dat die Here met jou praat. So, daar jy is, kom bid saam met my. Kom ons bid. Vader, dankie dat U ons help. Dankie dat U met ons is, ons liefhet, Jesus. Dankie dat U die Vader ons kom bekendstel het, die koninkryk aan ons kom bekendstel het. En dankie Heilige Gees dat U in ons werk. En ek bid vir elkeen van ons dat ons harte sal oop wees om die woord te hoor. Here, help my om met vrymoedigheid die woord te kan spreek, en dankie vir die liefde. In U naam, amen. So, vat jou Bybel en maak oop daar by Matteus 13. Matteus 13 praat Jesus 'n paar gedeeltes alreeds stories oor die koninkryk van die Here. Nou moet jy onthou, Jesus het geleer. Jesus het gelykenisse vertel. Jesus het goed gedoen, en daar het goed met hom en die disippels gebeur, wat die Bybel gebruik, wat in die woord van die Here is, sodat ons daaruit kan leer. Nou as ek praat oor die koninkryk van die Here, dan beteken dit, ek praat oor God se gesag, ek praat oor God se regering, ek praat oor God wat regeer in ons lewe. So maklik sê mense, God is in beheer van alles. Dan kan ek duidelik sê, God is nie in beheer van alles nie. Ja, hy weet alles. Maar ek dink nie eens hy het alles bepaal nie, want die probleem is, jy leef in 'n bose wêreld met bose mense, met 'n boosheid wat bose planne het. Maar ons leef ook in 'n wêreld waar ons as kinders van die Here is, waar God die koninkryk aan ons bekendstel, en dan gebruik hy gelykenisse om dit te verduidelik. Nou Jesus, tyd waarin hy geleef het, was daar baie koninkryke, die mense wat na hom geluister het groot geword met verskillende konings. En elke keer as daar 'n nuwe koning kom, is daar nuwe reëls, nuwe regulasies, en jy moet pas op vir die koning. As die koning jou wil doodmaak, is jy dood. As die koning 'n bevel gemaak het, was dit 'n bevel. So, ek dink partykeer sukkel ons so bietjie daarmee, want ons leef in demokrasie. Demokrasie is almal stem en almal besluit. En demokrasie groei, en demokrasie het wette en reëls, en ek voel, mense misbruik ons, en mense doen verkeerde goeders. Daarom sukkel ons partykeer. Maar as ek dit so kan verduidelik, dat elke regering het 'n soort wette. As jy padreëls vat in Suid-Afrika, ry ons die linkerkant van die pad. In Europa ry hulle aan die regterkant van die pad. En daar's geskiedkundige redes daarvoor. Daar's ander padreëls. Nou, as jy daar ry, dan kan jy redelik verstaan, daar's 1 of 2 tekens wat ek nie ken nie, die res is maar almal dieselfde, lyk dieselfde, vertel dieselfde storie, al lyk hulle 'n bietjie anderste, maar daar's ander padreëls. Ek in Amerika kom, is daar ander padreëls, daar's ander spoedreëls. In Suid-Afrika is ons maksimum spoed 120. En in Amerika is daar plekke wat die maksimum spoed, die groot meerderheid is 110 km/h. In die dorpe is dit verskriklik stadig. So hulle het ander padreëls, ander padtekens, en dis wat eintlik dit oor gaan. Dat ons leef in hierdie wêreld, en God kom en stel aan ons voor
God se manier. Jesus kom, dan stel hy die Vader voor, maar hy preek oor die koninkryk. Nou moet jy onthou, Jesus het stories vertel oor die koninkryk en hy het gepreek. Die Bybel sê toe hy opgestaan het uit die graf, en daai 40 dae het hy net oor die koninkryk van God gepreek. Dis al wat hy gedoen het. So hier begin hy voor sy opstanding, kruisdood en opstanding, begin hy te verduidelik die koninkryk. En ek dink die koninkryk van God was nog altyd daar gewees, maar in die Ou Testament moes hulle wette hou en daarvolgens leef. En hier en daar het ouens uitgestaan soos Dawid of Moses of Noag en ouens het die koninkryk beginsels raak gesien of dit gedoen of God het dit aan hulle openbaar. Maar nou waar ons vandag is, weet ons eintlik kan ons alles leer en alles weet van die koninkryk van die Here af, omdat God dit aan sy woord aan ons bekend gemaak het. So vandag se gedeelte is Matteus 13. Nou Matteus 13 vanaf vers 44. En hoor wat sê hy hierso. Hy sê met die koninkryk van die hemel. So hy praat die koninkryk van die hemel. Op ander plekke praat hy van die koninkryk van God. Dis nie verskillend nie. Dis absoluut dieselfde, want God is in die hemel. Dis 'n geestelike koninkryk. Dit is nie 'n fisiese koninkryk wat in die verbygaan is nie. Dis iets geestelik. So in vers 4 en vers 45 met die koninkryk van die hemel. So hy begin verduidelik. Maar ek wil vir jou lees vandag hierso uit Matteus 13:44 uit die Lewende Bybel uit. Dan sê hy hierso vers 34. Wanneer iemand erken dat God die koning van sy lewe is, want dis koninkryk, God heers, is dit soos 'n kosbare skat wat ergens in die grond begrawe was. As iemand hom kry, is hy so opgewonde dat hy hom dadelik weer in die grond wegsteek en dan alles wat hy het gaan verkoop om hierdie stuk grond vir homself te kan koop. Vers 45. Wanneer iemand erken dat God die koning van sy lewe is, die koninkryk van God, dan is dit ook vergelyk word met 'n juweelhandelaar wat soek na parels van hoë gehalte. So hy gaan na winkels toe en hy gaan soek en hy weet waarna hy soek. En as hy dan op een besondere parel afkom wat meer werd is as al die ander, sal hy alles verkoop wat hy het om daardie een parel te koop. So Jesus kom in 'n verduideliking en sê hy luister, hier's 'n veld. Ons is in hierdie veld, in hierdie wêreld. Maar in hierdie wêreld is daar 'n skat weggesteek. 'n Handelaar wat rondgaan en hy gaan soek. En wat mooi is, 'n skat is daar vir almal, almal kan hom kry. Maar 'n handelaar wat rondgaan en hy gaan soek 'n spesifieke edel, 'n parel wat hy gaan soek. En hy ken die waarde, hy weet wat hy gekry het. Maar wat belangrik is, albei, hulle los alles, hulle gaan verkoop alles, hulle maak 'n punt, hulle hele lewe draai daarop, hulle maak 'n punt om hierdie skat in die hande te kry. Nou moet ons besef, die eerste ding wat die Here met die storie wil maak is, dat jy iets gevind, en nou besluit jy, ek maak 'n keuse om dit te kry. Ek maak 'n keuse om dit in die hande te kry. En as jy daaraan dink, hoeveel keuses maak jy 'n dag? Jy maak duisende keuses in jou lewe. Nou, keuse is dalk 'n gewoonte om op te staan of nie op te staan nie. Jy het so roetines in jou lewe wat jy dink nie meer keuses is nie. Maar eintlik is jy die hele tyd besig om 'n keuse te maak. En jy moet verstaan, as jy 'n keuse maak, gaan dit jou iets kos. Want hierdie ou kry hierdie skat en hy maak hom dadelik toe en hy gaan verkoop alles. Nou kan jy dink, ja maar, hoekom tel hy nie die skat op en hy dra hom weg nie? Niemand sal weet nie. Maar jy moet besef, die skat is nie dalk een boksie met goed nie. Dis dalk 'n massiewe kratte en kratte. Dit is iets baie groot, dis iets wat baie werd is. En hy gaan in die moeilikheid kom as op 'n ander ou se veld loop en 'n ander gaan dit sien. Hy los alles en hy gaan koop. Hy los alles en hy maak 'n keuse. Nou, jou keuses in die lewe, sê sielkunde, raak 21 mense. Wat jy ook al doen, as jy 'n keuse maak, raak dit 21 mense. Nou dink ek net, ek het 'n keuse gemaak om van Germiston af Nylstroom toe te trek, van waar af jy gekom het in Nylstroom kom bly. Dit raak mense om jou. Dit het baie mense geraak, my keuse, my nabye familie, en daarna kring dit al hoe meer uit die keuses wat ek maak. Vat byvoorbeeld 'n alkoholist. As jy alkoholist is, raak dit
21 mense rondom jou. Dit raak jou gesin, dit raak jou vriende, jou familie, raak jou werksmense, raak jou bure, want jy raas en gaan te kere, dit raak die mense om jou. Nou as jy keuse maak en sê ek gaan stop en jy gaan na A toe, jy kry hulp en jy stop met jou alkoholisme, dan raak dit weer 21 mense. Dit raak jou gesin, dit raak jou familie, dit raak jou vriende, dit raak jou werk, dit raak jou bure, dit raak mense rondom jou, omdat jy 'n keuse maak en sê ek gaan hiermee stop, kom by die Here uit. Dis dieselfde met bekering. Pa, ma, as jy tot bekering kom, ek kan onthou wat hulle my vertel het, my oupa hulle, aan my ma se kant, het tot bekering gekom. Hulle het by die Here uitgekom, radikaal by die Here uitgekom. Toe begin hulle kinders die Here te dien. My pa en ma gaan uit en my ma sê eendag vir my pa, nee, sê hulle kan nie meer langer uitgaan nie. My pa sê hoekom? Sy sê want jy gaan nie kerk toe. Hy sê wel, is maklik, gaan hy kerk toe. Hy kom tot bekering, hy word gedoop in die Heilige Gees, hy dien die Here. Ek word groot in 'n huis. My oupa en ouma, hulle begin die hele familie beïnvloed. Hulle begin my ander oupa en ouma beïnvloed om die Here te dien. Hulle begin die pad van die Here te loop. Ons hele lewe, dit raak al my 4 broers, my 3 broers, ons 4 seuns, dit raak hulle gesinne, dit raak my gesinne, dit gaan my kleinkind raak, omdat my oupa besluit gemaak het, ons gaan die Here dien. Nou, elkeen van ons, ek moet ook 'n besluit maak, elkeen van ons maak 'n besluit om die Here te dien. So die skat is God se manier, die skat is om by die Here uit te kom. Nou hoor wat sê Lukas 11 vers 20, nou sê Jesus, aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. So, as jy nou wonder wat die skat is Jesus. Die skat is God se manier. Die skat is God se gesag. Die frase wat hy gebruik, die vinger van God. Onthou, as jy 'n vinger uitsteek en sê, nou gaan jy vir my luister. Daai vinger is 'n teken van goddelike ingryping, teken van goddelike manifestasie, teken van God se wil. Jesus sê, ek gebruik God se gesag om hierdie duiwel uit te dryf. God se gesag, God se manier, dit simboliseer 'n koning wat praat. So Jesus wat sê, ek het naby aan julle gekom. So hierdie gedeelte sê Jesus vir ons, luister, jy ontdek iets en jy doen moeite, jy maak 'n keuse om daarby uit te kom. Nou wat belangrik is, Jesus het nooit gesê, en ek het nou lank gaan soek daarna, hy het nooit gesê, bou die koninkryk. Want bou is, jy bou 'n huis. Jy bou aan 'n verhouding. En ek dink, jy kan jou verhouding met die Here bou, 100% reg. Maar jy kan nie die koninkryk van God bou nie. Baie sê mense, ja, ons doen dit vir die koninkryk, en dan doen hulle maar eintlik hulle wil. Dan voel ek so, hulle misbruik die woord koninkryk. Alles wat gebeur is nou koninkryk. Dis eintlik hulle koninkryk en dan misbruik hulle die naam koninkryk van die Here. Ons doen dit vir die koninkryk. Hulle doen dit eintlik vir hulle self. Jesus het gesê, soek die koninkryk. Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So ja, ons leef in hierdie wêreld en jy het dinge nodig om in hierdie wêreld te leef. Dan sê Jesus, moenie na die dinge soek nie, soek eers die koninkryk. Soek na die koninkryk van die Here. Wees soos hierdie man wat gaan en in die veld gaan en gaan soek. En raai wat, dis vir almal beskikbaar. Almal kan in die veld gaan, almal kan gaan soek. Hier's 'n handelaar wat rondgaan en hy gaan soek na parels. Almal kan dit gaan doen. Almal kan gaan koop en verkoop en na winkels toe gaan en gaan soek na 'n parel. So, hoekom ek sê ons bou nie die koninkryk nie, want dis nie demokrasie nie. Dis nie ek wat besluit of God se manier reg is of nie reg is nie. Dis God wat sê, luister, ek is reg en jy soek my koninkryk, jy soek my wil. Dis belangrik. Die tweede ding is, Jesus sê, gaan in die koninkryk in. Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat sê, Here, Here sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou, hy praat hier van eendag daar, as ons by die poorte staan, daar by die Here staan. Maar onthou, waar begin ewige lewe? Ewige lewe begin hier. So, dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat hier
die gesag van God sien nie, wat hier die ingryping van God sien nie, wat beleef dat God hier is nie. Die koninkryk gaan oor 'n koning wat regeer, dan sê hy, luister, ek moet soek na God se regering. Ek moet ingaan in God se regering, in dit ingaan. Dan dink ek, bestudeer dit, ondersoek, dit deel van my lewe maak, ek kry dit in, ek gaan dit in. En God se gesag wat hy oor my lewe is, en sê, Here, U laat dit werk in my lewe. Maar baie belangrike ding, Johannes 3 vers 3 sê Jesus vir Nicodemus. Weet, Nicodemus kom en hy vra, maar hoekom jy gered word? Dan antwoord Jesus en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As hy nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat beteken weergeboorte? Bekering beteken metanoia, omdraai, ek verander van gedagte. Wedergeboorte is, ek laat toe dat God se gees in my inkom. Ek laat toe dat die gees van die Here in my werk. So dis baie belangrik. Dis weer eens jou keuse, dis jy wat 'n keuse maak. En jy kan tot bekering kom, maar jy kies nie dat God se koninkryk in jou lewe werk nie. Maar Jesus sê, as jy nie die Heilige Gees in jou het nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. Hoekom? Dis die koninkryk van die hemele. Dis 'n geestelik. Jy gaan geestelik dit beleef. Daai sien beteken, jy sal dit nie verstaan nie. Jy sal dit nie herken nie. Jy sal nie weet hoe dit werk nie. Jy ken nie die reëls nie. Jy het geen belewenis van die koninkryk nie. Jy gaan dit nie kan ervaar nie, want en jy gaan nie weet hoe dit werk nie. Want onthou, dis die Heilige Gees wat maak dat jy geestelike dinge kan verstaan. So as jy nie tot wedergeboorte gekom het nie, kan jy dit nie verstaan nie. Kom ek wys jou nog iets van die Heilige Gees wat belangrik is. Romeine 14 vers 7. En sê, as God koning in ons lewe is, so die koninkryk van die hemele, koninkryk van God. As God koning in ons lewe is, en ek lees vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling, gaan dit nie om wat ons eet of drink nie. Dit gaan daarom dat ons reg sal lewe en die vrede en die blydskap sal vertoon wat die Heilige Gees in ons bewerk. Die Passion Translation sê so mooi. Hy sê, for the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink. Want dit was die Ou Testament. Dit het gegaan oor wette van eet en nie eet nie, dis waar het gaan. But it's in the realm of the Holy Spirit, filled with righteousness, peace and joy. So die Heilige Gees, wat 3 goed werk in jou, dis die koninkryk wat werk. Dis gehoorsaam, die Heilige Gees wat gehoorsaamheid werk. Obedience. Ek luister vir die Here, die wil van die Here. Dit bring vrede en dit bring vreugde. En dis so anders as hierdie koninkryke waarvan ons gewoond is op hierdie aarde. Koninkryk van ons maak net oorlog. Dis net 'n baklei. Dit is 'n verneek en 'n scam en dis ongelukkigheid. Maar hier gaan dit oor gehoorsaamheid. Jy kan nie vir my sê jy leef in die koninkryk, maar jy is nie gehoorsaam aan God nie. Daar's nie vrede nie. Daar's nie vreugde nie. Daarom is dit baie belangrik dat jy dit sal najaag en sê, maar ek soek eers na gehoorsaam. Eerste, wat sê die Here? Ek soek na vrede. Ek moet dit kan sien, ek moet dit beleef, ek moet dit ervaar, verstaan hoe werk dit. Daar moet vreugde wees. En vreugde is nie gekoppel aan wat rondom jou gebeur en wat ander mense doen nie. Dis 'n vreugde wat die Heilige Gees in jou werk. Dis die koninkryk van God. So ek soek na daai vreugde. En ek wil eintlik sê, as daar nie gehoorsaamheid in jou lewe is, as daar nie vrede is nie, as daar nie vreugde is nie, is dit teken die koninkryk van God werk nie in jou nie. As jy klem lê op reëls en wette en regulasies, dan dis nie die koninkryk. Die koninkryk van God werk anderste. Nou moet jy pas op. Daar's baie mense wat sê, ja, ek weet daar's 'n koning. Ja, ek weet daar's 'n God. Dis al. Hulle is soos die duiwel. Ja, ek weet, ek glo in God, maar ek sit dit. Ek doen niks nie. Jy laat nie toe dat God werk in jou. En nou moet jy ook verstaan dat die skat daar vir almal is. Jy kan ook sê, ja, maar ek kry nie so skat nie. Nee, die skat is vir almal. Jesus is vir almal. Jy weet die skat is daar, maar eintlik doen jy niks. Wat ook sal dom wees, as jy sê ek weet die skat is daar en ek gaan haal 'n paar sente daaruit en dis dit. Nee, ek weet daar is 'n skat,
Weer is daar ergens, maar ek moet dit nog kry. Maar ek is nou eers besig. Weet, in vandag se lewe is almal mos besig. Nee, ek is so besig. Nee, ek het nie nou tyd nie. Nee, ek is okay, ek is alright. Jy weet, en eintlik dan mis jy dit. Dan doen jy eintlik niks. Jy sê vir mense, ek glo dis daar, maar jou keuse van doen maak dat dit nie invloed in jou lewe is nie. En dan moet jy ook besop van uitstel kom afstel. Die duiwel kan jou nie keer om by die koninkryk van God uit te kom nie. Maar wat kry jy reg? Jy weet, ek sal volgende Sondag. Ek sal volgende maand. Nee. Hierdie jaar wat kom, gaan ek my lewe reg. Ek weet, ek moet nog net 'n ding of twee uitsort. Van uitstel kom afstel. En dan moet jy pas op dat jy nie so besig is dat jy nie kan doen dit wat die Here sê nie. So, almal van ons kan dit kry. Nou wat vir my so mooi van die twee gedeeltes is, dat hier loop 'n man in die veld, hy kry die skat. Hy gaan verkoop alles om die land te koop en dan kry hy die skat. Maar dan sê Jesus, hier's 'n man wat 'n parel soek. So, die ou wat in die veld loop, besef nie eens eintlik wat hy kry nie. Maar as ek 'n handelaar is van diamante, dan weet ek wat is vals en wat is waar. Ek weet wat reg is en nie reg is. Nou gaan soek ek na die waarheid. Ek gaan soek na die ware Jakob. Nou kry ek hom. Nou 'n ander ou kan na hom kyk en dink, ag nee, hy is nie waardevol nie. Besef nie eers die waarde nie. Maar hierdie handelaar besef die waarde. Dan wil ek vir jou sê, jy's kind van die Here. Dan glo ek jy besef die waarde daarvan om die koninkryk van God in jou lewe te hê. Die waarde daarvan van dat God in jou is, Jesus in jou is, dat God se heerskappy in jou lewe is. Dis wat 1 Timoteus 4 vers 15 sê. Hy sê konsentreer op hierdie dinge en laat dit jou lewe oorheers sodat almal kan sien hoe jy vorder. So Paulus skryf vir Timoteus en hy sê luister, konsentreer op hierdie dinge sodat almal kan sien. En sit en dink ek daaraan, as ek 'n skat gekry het, kan almal sien jy het ryk geword. Almal kan sien jy leef anderste. Almal kan dit sien. As ek 'n handelaar is en ek het 'n parel, gaan ek heel moontlik hom in 'n vertoonkas sit of ek gaan hom weer verkoop of daar gebeur iets met my. So wat God eintlik ook sê, as jy 'n skat kry, word jy nie armer nie, jy word ryker. Dit gaan met jou beter. Dit gaan met jou geestelik beter. Jy begin lewe in gehoorsaamheid met God. En kan ek jou sê, as jy gehoorsaam is aan die Here, verander jou hele lewe. Jou hele lewe verander. Jy beleef vrede, jy beleef vreugde. Dis wat jy beleef omdat jy doen dit wat die Here sê. Nou moet jy 'n ding onthou. Alles op hierdie aarde is aan die verbygaan. En daarom moet ons baie versigtig wees om nie na aardse dinge te soek nie. Nie na al die dinge te soek nie, maar dat ons na God sal soek en sal doen dit wat die Here sê, want dis ewig, dit gaan nie verby nie. Nou sit en dink ek, en hiermee wil ek afsluit, sit en dink, as ons nou oor die koninkryk van die Here praat, dan moet ons seker begin bietjie praat, en ek wil dalk die volgende paar sessies so afsluit met 'n wet van die koninkryk. Wat sal 'n reël van die koninkryk wees? Wat sal anders te wees? En kom ons blaai daar, 13, 14, 15, 16, 17 is baie belangrik, ek dink om te lees. Nou, in hoofstuk 13 begin het, waar hy sy disippels se voete was, en dan praat die Here met hulle, en oor voete was, en hy sê ek vir julle 'n voorbeeld gestel. Maar vers 34, hy sê ek gee julle 'n nuwe gebod. Klink dit soos 'n koninkryk, 'n God wat kom, sê ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Wat beteken 'n disipel? Disipel beteken 'n volgeling, iemand wat so maak, iemand wat doen, iemand wat daai reëls hou. So, as jy nou 'n kar ry in Suid-Afrika en skielik met jy Amerika ry, dan moet ek baie versigtig wees. As ek my kry, dan is ek die verkeerde kant van die pad. Hulle kan sien, hier's 'n buitelander, jy sien dit soms. En dis dieselfde, mense moet kan sien, maar hier's 'n kind van die Here, hier's 'n volgeling, hier's iemand wat leef in die koninkryk. En wat sê die Here? 'n Nuwe gebod dat julle mekaar moet lief hê. Nou interessant, hy kom nie en sê, hoorie, ek wil julle net herinner, julle moet God lief hê.
Want eintlik sê die Here, as jy die koninkryk soek, het jy die Here klaar lief. Jesus sê op 'n ander plek, hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy broer wat jy sien, haat jy? Dan lieg jy, dit is nie die waarheid nie. So, Jesus sê, ek weet jy het my lief, maar jy moet jou broer lief hê. Ek weet jy gee om vir my, maar jy moet jou broer omgee. Jy moet jou broer lief hê. En dan sê hy, wees vir hulle lief soos ek vir jou lief is. Ek jou my lewe afgelê. Hy kom en hy sê hoe ons moet lief hê. En ek dink hierdie skat, as jy hierdie skat ontdek, dan ontdek jy liefde. Dan skielik beleef jy hoe liefde werk, dan verstaan jy, dan kan jy dit sien, dan kan jy ingaan in liefde, dan kan jy dit beleef, ervaar, dan is dit deel van jou lewe, dan beleef jy dit. Hoor wat sê 1 Johannes 3 vers 18. Dan sê hy, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, dan in opregtheid. So, dit is nie net, hoor jy, ek is lief vir jou, maar dit moet in daad bewys word. En dan in opregtheid. So, moenie 'n ding doen om geëer te word. 'n Ding doen, en jy is eintlik vals in jou hart, ding doen om te manipuleer nie. Ware liefde manipuleer glad nie. So, in liefde, ek doen iets in liefde, omdat ek soos Jesus is, om lief te hê. Nou, julle ken die gedeelte Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Nou, ander plek sê Jesus duidelik, in die kerk moet ons oordeel, of dit van God af is, of nie van God af is nie. Maar hierdie oordeel wat hy van praat, hierso, is om foute uit te wys. Hy het nie gekom om jou foute uit te wys nie. Hy het gekom om jou te red. So as Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, om mekaar lief te hê, soos ek julle lief gehad het, dan sê Jesus, moenie mekaar se foute uitwys nie. Moenie mekaar veroordeel nie. Moenie kom en net foute wil uitwys nie. Dis die maklikste, om foute uit te wys. Dis baie moeiliker om te help. Dis baie moeiliker om 'n verlosser te wees. Jesus wat ons verlosser is. Jesus wat ons kom red. Jesus wat sê, ek wil vir jou iets doen. En dan sê die Here, dis die gebod wat ek jou gee. Nie om foute uit te wys nie, maar om mense te red. Is dit nie dan heeltemal anderste as die wêreld? Die wêreld veroordeel net. Maar Jesus kom om te red. En dis hoe ons ook moet maak, om mense te red, om genade te bewys, om mense te verlos, en dat hulle genade beleef. So, dis die koninkryk, dis een van die wette. En ons gaan volgende week oor nog 'n paar praat. Maar kom ons begin daar, om lief te hê. Nou wil ek vra, daar waar jy sit in jou sirkel, kom ons vra vir mekaar 'n bietjie. En ek wil hê, jy moet, dit is belangrik vir my, dat jy hieroor sal praat. Jy het nou na die video gekyk, maar dat jy hieroor sal praat. Daar in jou sirkel moet jy een van twee dinge doen. Eerste, verduidelik hoe die koninkryk anders as die wêreld is. Gaan sit 'n bietjie en dink daaroor. Julle as groep, as gesin saam. Hoe sê julle dink is die koninkryk van God anderste? Of jy kan dalk vertel waar jy gesien het, waar jy beleef het. Vertel van 'n gebeurtenis waar jy kan sê, ek het gesien die koninkryk van God werk hierso. Hier het ek gesien die koninkryk werk. En jy vertel. Ek kan vir julle vertel hoe ek gesien het die koninkryk van God werk. Dis die koninkryk wat hier werk. Dis nie deur 'n mens uitgedink nie. Dis God wat hier nou werk en ek kan dit sien. En dan wil ek jou vra, verduidelik dit. Vertel dit. Dalk het jy so gebeurtenis. Maar laat toe dat die Here julle gesprek lei en bly by die onderwerp en praat oor die heerskappy van God in julle lewe. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie dat jy ons liefhet. Here, ek bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Grond wat oop is, grond wat vrugbaar is, wat ontkiem, wat groei, wat vrug dra. En dankie dat U aan ons die koninkryk kom bekendstel het. En dankie dat ons in U koninkryk kan leef. In die naam van Jesus. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.